Nampo 2025. Ons is hier by Mono Sem. Hoekom moet jy hier kom draai? As jy nie hier kan kom draai nie, ons vat jou 'n bietjie deur. Ons wys vir jou presies wat is alles hier van 'n Wingmax af reg deur. Maak nie saak wat se planter jy soekie. Hulle gaan jou kan help hierso. So, kom ons luister. Arend, hoe gaan dit? Hallo André, gaan goed, dankie. Nee, ek is baie bly om dit te hoor. Baie geluk, mooi stand hoor. Die dinge lyk regtig netjies hierso. Dankie. Ons soos ons van die Duitsers sal verwag, nê. Ag ja. Skryf dit maar weer in. Vertel my 'n bietjie, wat het julle vir ons hierdie jaar hierso? Goed, masjien nommer 1, waar jy staan, waar jy staan, is die Wingmax 12 ry. Né? Jy hoor my nog? Ja. Ons het hom toegerus met konvensionele kunsmisstoels. Yep. Hy is toegevou. Jy sien hoe hy werk. Sy eerste is nou hier op Nampo die roucleaners voor die konvensionele kunsmisstoel. Yes. Nee, hy haak stronke weg, hy maak 'n bietjie die pad oop, hy haak grond ook en hy loop nie in lyn met die kunsmisstoel, alhoewel hy voor hom loop, hy loop in lyn om oop te maak vir jou saadkarretjie. Dis hoekom hy so skeef lyk. Want op die einde van die dag, hoe beter jy amper kan sê die pad kan teer vir jou saadkarretjie, hoe beter, want dis tog waaroor hierdie hele besigheid gaan. Ek maak my net seker jy sê nie hy lyk skeef nie. So hy moet so skeef lyk. Uitstekend. Goed. So dis ons Wingmax, dit is mos nou die planters wat die meeste aandag trek, jy weet dit goed. Né? Ons het 'n 12 ry hier. En sê vir my, ek kry hom tot op wat? Tot op wat se wyte kry ek hom? 16 ry 91. So julle, dit is 'n redelike wye planter, né? Ja, jy gaan nou by my uitkom. So hierdie ene is dan nog 'n kortelkunsmis. Dit weet jy al, het jy baie afgeneem met ons oulike 30 system uitdraaiers. Lekker hoog, jy kan maklik bykom. Né? Die wimpie waar elke ry vir homself uitdraai met hierdie kurktrekker tipe skroef wat nie sommer gaan pak nie. Uitstekend. Soos jy sê, het al ouens gehad wat sweepings gebruik het en al daai goede en hy werk met hom. Oh, ja, hy werk baie beter as die tradisionele uitdraaiers wat jy op al die ander planters kry. Ja, as jy hom wil. As jy wil sukkel, kan jy seker maar gemors ingooi. Volgende masjien. Ne? 16 ry, hier is hy nou. Hier is nou die 16 ry weer op 76. Is dus nie die grootste ene. Ek vat jou asseblief na die ander kant toe. So kom ons swaai daar, sien ons beter. Ja. Ek wil hom net so vang, nê. So half afneem. Wat jy sê, dis die 76, so maar ek sien dis al klaar. Hierdie is my altyd die mooiste, nê. As ek hom so kan vang. Ek verstaan hulle hierdie rytjies daar deur trek. Andre, as hulle nie is alles nog mooi en alles reg. dit is wat jy wil hê, nê. Maar ja, so sê, hoe lyk hy na 'n paar jaar? Dis die vraag, nê. Ja, ons hoop maar nog so mooi. Hy is dan nou vloeibaar. Hy het dieselfde 5500 liter tanke op as die kortelkunsmis, maar hy is dan nou vloeibaar toegerus. Hy gaan so uit. Yes. En wat se pomp het hy dan nou op? Dit is jou keuse. Okay, wat kan ek kies? Jou keuse. Daar is so baie goed op die mark en jy wil nie vir die pomp se orifices Kaapstad bel en sukkel om pate te kry. Jy koop hom in jou dorp en jy steem vir ons af. Dan sit ons vir jou die pomp op en ons dryf hom aan soos jy hom wil aandryf. So, hom het ons dan nou toegerus, is ook die eerste keer op Nampo met die volle striptill kit. Op die grootste planter, dus nou die mees volledigste kit. Jy ken dit al. Dit is ons no-till snykouter, ja, die 18 duim met die SKF AgriHub, wat ons ken van die no-till planter, wat baie van ons masjiene op het. Maar dan getrekte, langarm, 16 duim roucleaners, wat in lyn met die snykouter oopmaak en nog vir die kunsmis tand, hierdie triptand met die meneer van 'n veer, ek mag nie meer billetjies sê, het jy gesê, né? Wat 'n auto-reset tand is. So hy skop uit, kom terug en verder hou hy die tand net mooi daar waar jy hom wil hê. En dus hier nog 'n tweede stel, weer langarm, weer gesleepte roucleaners, wat nou dan wel in lyn met die saadkarretjie die tweede keer oopmaak. So hierdie is dan nou. En dan het jy nou letterlik vir hom die pad oopgemaak om hy saad mooi neer te sit. Ja. Ons noem dit die striptill planter, né? Alles in een. Die hele trein. En die pype is vir die suig.
Ja. Jy het mos nou 'n vacuumstelsel, Monosem is mos nou die vacuumstelsel. Jy weet dit ook al baie goed en het dit x keer gesê. So dis maar net om die pype netjies dat dit dat dit nie so spaghetti is met al die houses. Ek like dit. Maar Ja. is dit het julle dit op die ander planters ook gehad? Ek het net misgekyk. Jy het dit misgekyk, Andre. My Jy magtig. praat te veel en jy kyk te min. Ek leer elke keer leer ek iets nuuts, nê? Ja, né? So. Die draadwiele vir die vlerke wat float, hulle moet mos nou draadwiele hê of jy hom hidrolies aandryf, elektries aandryf, meganies aandryf, irrelevant. Die vlerke moet sy draadwiel hê want hy loop op hom. Die vlerke float, né? Hier het ons nou lekker groot wiele opgeset wat dan ook in die sandpeter dra. Jy het dit ook al afgeneem. Met jou. Yep. Next. Hier is maar net ons central saadstelsel. Dit het ons lankal, maar ons het die eerste keer op Nampo nou gesê kom ons set hom ten minste maar 'n tank neer dat mens kan sien hoe groot is hy en hoe lyk hy. En ja, jy sien, maar dis 'n ding wat ek nou nie eens van geweet het nie. So jy sit jou central seeding daarso en dan maak jy hom van daar vol in plaas van na jou karretjies toe. Ja. So Net central saadstelsel. Jy maak hier vol en die saadbakke op die karretjies is dan kleintjies mini hoppers soos by al die ander ook. en ek het al van die ouens gesien wat deesdae 'n pyp in het. Ek weet nog nie hoe gaan die pyp werk nie. Ek voel vir my of hy te klein is, maar ja. Ken nie vir hom. Goed. Dan volgende, weer 'n Wingmax. Maar nou die kleintjie. Of hoe sê jy? Né? Jy het hom ook al afgeneem. Is die ligte ene, nê? Hy kom op die jy sien, hier's nou my tipe Jy het gesê is 'n halwe planter. Ja, so dit is 'n halwe planter, nê. Wat die kunsmis op nie. Maar dis my tipe planter want ek moet 'n pivot om kunsmis deur te sit, nê. Ja. Wat ek like van hierdie ding is die feit dat jy 3 punt gegaan het op hom. Want al wat ek sien in my kop is kostebesparing. En is ek reg as ek sê dat want ek meen ek sit nie met al daai groot wiele en al daai goeders wat ek moet Jy het deurtrek. dit nie nodig. Is net planter. Hy kan net plant. Jy sê mos nou. Né? So as jy kan kunsmis gooi op 'n ander way, daar's jou plan. Ja, né? Maar hy hou nog altyd, hy swaai nog altyd die groot vlerke oor, so hy bly 'n Wingmax. Wat flip. En sy vlerke float. Op hoeveel meter vou hulle in? As hy klaar opgevou is, hoeveel meter is hy dan omtrent? 4 meter. Man, hier die ene is nou 'n 12-ry op 76 alweer, dan is hy is 'n bietjie meer as 4 meter. Net so 'n bietjie rapsie oor 4. Jy sien as ek enigiets onder 5 kan wegkom, is ek baie happy. Want dan kan ek deur al wat 'n hek is gaan, my goeders is gesond. Ja, dit gaan werk. So, enkel balk, geen kunsmisstoels, net karretjies, net plant. Elektries, hidrolies, is hierdie ene nou meganies as 'n opsie ook daar. Right. En nou jou gunsteling planter? Sê jy Right. altyd? Die 'n Quadmax, nee. ja. Want dis nou wat ek vir jou wil vra. Wat is die prysverskil tussen hom en 'n Wingmax? Ek het geweet jy gaan daai vra. Dit is so. Plus minus. So, goed. 12 ry hier, 12 ry daar. Ja. 12 ry hier is 'n vaste balkplanter. Dit beteken daar is natuurlik baie boere wat nou al weet, maar dit gaan mos nog nie vir my werk. Dis nou te wyd vas. Ja. Maar daar waar jy vandaan kom in jou valley en Lichtenburg en Schweizer-Reneke en daar is nog baie ander areas in die land waar die boere weet, man, 12 ry vaste balk gaan werk. Ek het nie die float opsie van die Wingmax nodig en ek is bereid om die ding soos 'n bus huis toe te sleep en dwars deur my hekke te gaan. Ek trek nie so baie. So dis dan jou planter. Want die prysbesparing soos hy nou hier staan en soos die Wingmax daar staan, is die prysverskil amper 1 miljoen. Yes. En jy weet in hierdie tye, en ek meen die ding plant net dieselfde as wat daai in 'n plant, nê. Ja, hy plant presies dieselfde, let wel, né? Die vlerke float nie. Ja. Sy kunsmiskapasiteit, laat gou uitwerk, is hier 3,6 ton. Daar is dit nou 'n goeie 5 ton. Ja. Hier moet jy met die tapkar agter verbyry en jy moet maar 600 kilo ingooi. Dit is dan ook al 'n groot bin, 600 Ja. kilo in 'n fertilizer bin is nie klein nie, maar jy moet bietjie meer moeite doen. Maar dan is dit nog net gravity af. So. Minste moeilikheid wat daar kan wees op 'n planter en ek sal sê die beste waarde vir geld as jy 12 ry gaan. En Is sê dit net 'n gou opsie? vir my en dan ewen in die sand, hoe doen hy in die sand oor die algemeen? Het ek 'n Wingmax nodig? Gaan ek wegkom met hierdie ene? Laat ons eerlik wees, die Wingmax se groot wiele loop altyd in die trekkerspoor, Ja. né? O, ek hoor jy, so hy maar So. Die ene het nou wel
hier soos hy hier staan, het hy 6 wiele. 6 van die wiele. 4 voor, 2 agter. Ja. Die buitewiele loop nooit in jou trekkerspoor. Al doen jy wat, gaan nie werk nie. Jy sal 'n baie trekker met hem vir dit, nee. So dis tegnies onmoontlik, want hy moet mos nou, as hy swaai, is dit mos nou sy vervoerwiele ook. Ja. Dit beteken, dit kan nie in die trekkerspoor loop. Dit beteken, hy moet sy eie pad maak. Hy is nie 'n klein wiel nie, maar hy is klein in vergelyk met die 40 Yes. by 80 by 50 duimband wat ons daar agter het. So, sy footprint is goed, maar in die sand het jy die addisionele wiele nodig. Maar ouens wat swaarder grond het, gaan nie eens weet regtig van dit nie. Dit gaan hulle nie eens pla nie. Korrek, maar daar waar daar ons Suid-Afrikaanse land maar plat is dit maar baie keer sanderig ook. Dan is dit 'n goeie opsie om die wiele by te sit, so hulle loop dan ten minste in die buitestelwiele op jou trekker. So dit help dra. Dis waarvoor dit is. Nee? Baie cool. Maar kort en die lank is wye sakpasplanter, dis waarna ek kyk, nee. Ja, as jy nie so erg omgee wat jou buurman sê, dan is die Quadmax 'n opsie. Want hy gaan vir jou spot en gaan sê, "Maar Andre, dit lyk dan regtig soos 'n bus as jy hom sleep." Maar luister hier, dis wat ek sê mos, nee. Wie wat, nee, so ek seker, die ou wat die Raptor koop, hy koop waarskynlik die Wingmax, nee. Okay. So, maar wie wat het ek uitgefigure? My 2 liter diesel, nee. Ford kom vinniger in die Kaap as die Raptor, want hy moet 1 keer ekstra stop en ons kan net al 2 187 ry. So, selfe vergelyking, nee. Ja, kom ons los die karre uit, anders dan gaan ons nou baie van die subject afwyk. Goed, Right. Volgende masjien. Nee, nie 'n masjien nie. Hier is ons elektriese karretjie, weet almal het ons, is 'n opsie. En hy's nou elektries. Elektries op die Ek saad. vir julle wys hierso, so as jy elektriese monosem soek, daarso. Daarso kan jy uitgesort. Ja. Hier is ons grootste standaard 3-punt planters. Dit het ons mos lankal, maar weet dit. Wat anders dan wil jy koop as jy 3-punt planters soek, is daar eintlik maar net monosem. Die 8-ry is standaard. Ons gaan nie op hom in, maar hierdie ene is toe nou toegerus met die swaardienskarretjie. Ek hoor jou. Ek wil net so vir julle wys hierso. Kyk gou daai ene. So daai is jou ligte een. Daai is nou letterlik my budget planter, nee. Jy's reg. Hy plant dieselfde. Die pot is dieselfde legende. Alles plantaksie dieselfde, maar dit is 'n ligte linkage. Ja, so hom gaan jy nou nie wil in no-till omstandighede gebruik. Yes. As ek hierdie ene kan ek 'n bietjie roer. Hier die ek mag nie billetjie sê, het jy gesê? Die swaardiens linkage op die karretjie is die kort breë ene met die dik penne, die 22 mm pen. Yes. Nee? So, hy is dan nou met 'n 7-duim balk ook op die 3-punt as 'n doodgewone liftplanter soos jy die monosems ken, beskikbaar. En rede vir dit neem ek aan is ek daar's 'n behoefte in die mark seker gewees, maar ook weer eens kostebesparings. Ek het nie nodig om alles te sleep nie. Man, ek dink die trekkers se liftvermoëns word nog groot. Ja. Nee, in die ou dae het die mense neus opgetrek. Wat? Jy wil 'n 8-ry op die 3-punt hak? Dit is dan te groot. Jy moet dit sleep. Nee? En in die ou dae het selfs John Deere nog 4 rye sleepplanters verkoop. Het uitgesterf. En ook by ons is dit maar min dat ons hulle bou. Ons bou hulle. Nou, die 8-ry, dus nou as jy die trekker het, is die 3-punt planter met in hierdie geval nou 1.3 ton kunsmis ook nie te sleg nie. So, jy draai makliker, jy het 'n eenvoudige planter. Let wel, jy het 'n 18-duim snykouter teen die sleepmodelle waar ons hulle ook met 'n 20-duim toerus. Maar ja, dit is 'n goeie waarde vir geld planter. Dis op die einde van die dag dink ek waar ons op hierdie stadium sit, nee, is waarde vir geld en wat is die belangrikste vir my? Ek wil my pitte daar. Dit wat jy uitgee vir 'n planter moet vir jou terugkom. Die planter moet dit vir jou terugbring. Dit is die belangrikste. Ek stem saam met jou. Nou het jy gesê ek moet oor hom Ja, ook praat. Dit is Want hierso het julle nou 'n patroller gevat en om hier boor hierdie karretjies plat gegooi. gemaak. Plat gemaak, ja. So, 2 karretjies te mekaar gesqueeze. Dit is Monosem was eerste met hulle twin row planter. Een is 'n bietjie langer gemaak ook. Op sy linkage is hy 450 mm verleng. Smal wiele, smal tanke. Hulle loop nou
21 cm uit senter uit en hulle plant vir jou eintlik maar een twinrou. Ja. En jy stroop hom tussen die tone van die stroper plikkerkop met 'n gewone stroper. So, maar jy moet reeds 90.000 pitte plant of hoër, jy moet besproei. Is 'n baie spesifieke ou wat daai ding. Hy weet die ou wat hom koop, hy weet wie hy is. Ja, né, hoër. Ek wil nog nie sê hoër reënval. Californie, ek sê maar besproeiingsmiddels. Right. En dan terwyl ons nou by karretjies is, wat gaan hier aan? Aha, jy moet 'n bietjie wegstaan en jy moet hom nou mooi dophou. Nou moet jy ophou praat en jy moet hom so klein bietjie Right, dophou ek as gee ek my hom beste. aanset. Want die shockabsorber is net in die regterkantste karretjie. Links is alles dieselfde, maar Ja, het die net wys voordat jy hom shockabsorber in die aansit, karretjie nie op. So daarso het ons 'n shock, hier is 'n shock by en aan daai kant is shock missie. Ja, Okay. en daai klein dingetjie wat so lyk soos die shockabsorber van 'n Fanta wyntjie is nie van 'n Fanta wyntjie want hy is regtig 'n racing shock, bedoel net 'n eenrigting shock. Hy breek jou met die karretjie wat wil spring, maar hy breek nie by sak nie. Maar nietemin, ek sit hom aan. Jy kan hom sien hoeveel meer daai nou op, nê. Ja, so. Links het nog meer gehop, hoop ek het jy gesien, as regs. En ek sit hom gou weer aan en dan af. Die regterkantse karretjie met die shockabsorber, soos ons weet, maak die shockabsorber die karretjie dadelik stil staan. Links waar daar nie 'n shock is, dis hoekom jy dit op jou, wat was dit nou weer? Raptor, Ja. nooit sal uithaal nie. Jy gaan geen voertuig ry sonder shockabsorber teen 'n redelike spoed nie. Is links hup en nog 'n bietjie verder, al is die skut verby. 1, 2, ek sit af. Ek hoor jou. Ja, want hy gaan nog actually aan hierdie kant en daai is klaar opstil. Dis jou wat jou van die pad af jaag as jy dit by die voertuig sou doen. So, shockabsorbers op mielieplanter karretjies is eintlik maar ietsie wat die boer wat dit eerste gedoen het, kon dit maar 10 jaar terug gedoen het. Nee? Was En dit is nou regtig soos die soos wat jy wil wat se naam? Kan ek sê wat jy in die verlede gehad het met hoe goed gery het en wat jy nou gekry het in jou suspension. Jy kan maar net jou bakkie van nou en 20 jaar terug vergelyk, selfe storie. is nie meer dieselfde. Hier is nog weer jou plante, né? Nee? Dis nou Ja. agtery sleep. Soos ons hom baie verkoop, maar hy het dan nou sy eie sleepwyntjie ingebou. Dus hy kom met sy eie landing gear, soos 'n vliegtuig. Né? Die dropper vou hidrolies op. Jy moet die kraantjies swaai en alles regmaak en die PTO afhaak asseblief. Jy sak 2 wiele aan die agterkant tussen karretjie 1 en 2 en jy hak hom aan die voorkant, né, in die luftarms van jou trekker. So, die kant tel jy met die trekker op. En dan het jy jou eie wa en dan is dit 3.6 dink ek deur jou hekke. Ek like dit. Ja. Eenvoudig, vou nie op nie, bly 'n vaste buikplante. Jy moet hom weer daar afhak, jy moet weer hier hak. Maar vir die geld wat die hidrolika kos, is dit dan nou baie meer plante vir geld. Ek hou daarvan en Of weer eens, dieselfde plante vir baie minder geld. En Moet weer eintlik so eens- sê. want die belangrikheid lê hierso, né? So as terwyl ek hom net het, dan is ek fyn. As jy die monosem het, het jy die pa en ma van alle vacuumplanters. Dis hy. Ons gaan hom môre weer aansit, anders dan raas ons nou weer. Nog is daar nie saad in nie. Jy sien. Goed. Dan ons opsies, fixed row cleaners, die kleintjies, fixed row cleaners 'n bietjie groter. In Suid-Afrika loop baie van ons planters met die wire wiele. Dan is die standaard row cleaner nie wyd genoeg nie, want hy is geneig om alles in die spore van die karretjies te haak. Hier is nou die groter op, hier is die floating row cleaners, hier is die snykouter. Man, ons het opsies. Yes. Jy kan maar kies. Toetrapwiele, ek wil nog nie goed uitbrei. Jou spec sheet in BMW se lyk omtrent dieselfde, né? Nog weer by die kar. Maar jy gebruik altyd die verkeerde brand. Ek Né? moes sê BMW nie Mercedes nie, ek moes nou maar, né? Jy vryf dit in, ja. Né? Vinger, kouters, vir die ligte sand, vir die swaar grond, vir die turwe, ons het opsies. Whatever jy wil hê, dit is Ja. Hierdie is nie, het jy laas jaar nie gesien nie.
Hierdie tel jouw karretjie op en Ja. maak hem licht aan die sand. Is optioneel. Als je die blauwpaard vervangt, kan je either optel of op een even makkelijkere manier, want die knapie rol oor. Ja. Dan stel jy hom nou basies hoe hard hy moet druk. Ja, hier is dit nou downforce en hier is dit upforce. Yes. Die linkage is dieselfde. Jij bouwt die down componenten in of die upforce componenten. Afhangende van wat jou behoefte is. Afhangende Dis van maar ek wat jy- like die besigheid. Dis awesome. Ja, hij loopt zo oor. Nou, Sit noem jy net die op eerste wat ze collega sê, dit hier, een Walker linkage en die tweede collega van ons noem hem nou destijds die Johnny Walker linkage. So, als je dit bij Monosem wil hebben, Daai is Johnny baie Walker heeft cool. ons ook. Nee? En dan is ons die al die blauw goed en ons gaan naar die ripper. So ek het die ding so rukkie terug haar Natal op afneem en ek was dan nogal regtig verbaas geweest met hoe goed die ding. Jij was op die verkeerde dag daar. Dit En het was sopnat. nat. En jullie kon niet rip nie. Maar nog steeds het hy goed gedoen. En toen kreeg je verschrikkelijk skel. Nee? Want je het niet kon afnemen hoe hij getript heeft. Zo. Die patent laat die tand wat 500 mm diep ingaan. En nog altijd voor jou een lekker balkhoogte geven. Ja. Nee? Die tand kan achter toe uitskomen. Want alle tanden kan. Maar, aangezien die linker zo is zoals hij is, breek hij hier die bovenste punt met die twee veren wat hier in die buizen is. En hij kan dus, als hij in die grond uitgeklim heeft, in die lucht weer vooraan toe klim. Vooraan toe Dan spring. kom hy self in. Ek hoef nie te stop en hom uit te tel uit die grond uit laat hy nou reset en Hij doet het automatisch. Hij klim uit, hij springt vooraan toe en hij zaakt met zijn rechte penetratiehoek weer zoals een plantenkarretje zou zak in die grond en hij trekt hem zelf in. Want die probleem van ander veerstelsels is, hij moet die hardste werk en die grootste weerstand leveren als die ding niet tript niet. ja. Hij moet op zijn plek blijven. Dus hoe komt die veren zo fris en groot moet wees. Maar als hij dan nou tript en in die veer werkt, heeft die veren nadelige effecten die meer je hem gedrukt hebt, die meer wil hij gedrukt wees. En dus hoe komt altijd die veren in zulke interessante hoeken liggen. En jy Maar weet hier wat is ek dit al nou- wat ek gesien het is op die veral as jy nou al so 2 jaar met 'n ripper werk. Jou normale seetande het nog 'n manier om dit te doen. Laat hy basies dit lyk of hy in die grond ingaan, maar eintlik is hy besig om dit te doen en hy sleep maar net eintlik saam. Hy's nie regtig besig om te rip nie. Het is belangrijk dat die veren hard genoeg is om hem in die rechte hoek te houden. Zo hier die ding is nou kliphard. Als hij breekt, dan moet hier die linkage knak. Hij klimt dan makkelijk uit, hij springt voor toe en hij zakt weer. Zo, kijk dit op ons Facebook page alsjeblieft. Daar is een video daarin waar iemand die ding Drip. wou verkracht heeft. En daar heeft ons een paar mooie clips gekregen waar hij nou extra trip en terugkomt. Dan is dit nou van ons melkboeren. Een grasplanter, gras en gras. Ja. Duncan, baie oud, lang in Zuid-Afrika. Nee, hij gaat nog hier kan plant, redder. Nee, snijkouten, makersnut. Die bekende Bakerboot, John Baker heeft hem uitgevonden. Wat onder die grond een molentunnel maakt. En die zaad en die kunstmus in een klein microklimaatplaats. Hier die ding geeft voor jou ontkieming van gras en gras. Zoals geen diskplanter dat kan niet. En jy praat van nie gras en gras, nie gras in gras. Gras en gras. Also gras in bestaande weiding. Ja. Excuus, mooi. Ek wil net seker maak dat ons hom het. Is reg, maar. So jy trek hom basies deur bestaande weiding en dan gaan jy. Net zo. En het lijkt met de tand grover. Het lijkt met de diskplanter altijd mooier. Maar die ontkieming wat hij voor jou geeft, zal jou laat 2 keer denken of je diskplanter nodig hebt. Uitstekend. Yep. En dan is ons bij ons andere planters. Niet luchtdrukplanters, niet blauw. Staan ook niet die bekende naam op niet, maar titanium. En dus dan nou een eenvoudige mechanische planter. En ons is nogal verbaasd hoe goed hij doen bij mensen waar die hectare niet het niet. Ja. Nee? Zo nou, mechanische planter, eenvoudig,
Hij is ook geschikt voor noten. Hij die snijkouter van ons. Hij die tand van ons. Let wel. Hij is met de breekbout beschermd en niet. Trip niet. Hij heeft dan in lijn niet openmaken niet, maar een closing toe. Yes. En hij maakt weer zijn nieuwe zaadlevel voor die zaad. En dan toetrap en hij draait ook die karretje. Nou, jij weet mechanische planters met die platen. Is moet nog lang in Zuid-Afrika. Ja, haha. Is zo, maar hierdie Ek wil nou hierdie die besigheid stelsel, sien. ik zet hem voor jou bietjie in die lucht, is dan nou regtig 'n baie gemoderniseerde plaatstelsel. Gemoderniseer. Yesterday. So, dit Ons het tot borseltjies wat hom afvee. net zo. Jij weet hoe dit lijkt, maar ook die gaten is niet net reguit gaten. Nee? Ja. En dan aan die binnenkant, nee, jij loopt op een ranne, jij kiest die gatsize, hoeveelheid, dikte ook. En die dikte moet dan matchen met die ranne. En hier aan die binnenkant is daar rubberflappies. Nee, en een rubberborsel, wat niet, die put wat nou redelijk niet wil lenen, afbreekt niet, maar baie zachter 3 keer proberen. En die put kans geeft om toch alsjeblieft in zijn gaatje te gaan leggen. Ek hoor jou. En als je goede zaad hebt en die platen goed gekies hebt, je krijgt een hele Tupperware kit samen met verschillende kleren gelukkig, dat je weet wat past bij elkaar, dan is het een baie oulijke stelsel wat zachter op zaad is als ons die traditionele plaatplanters kennen. En soos jy sê, dit is jou regte sakpasplanter, nee. Mag ik jou nog een keer vragen om hier binnen af te nemen? Wat is nog op binne? O, as hy dan nou daarin is. Ja, maar nou kan mens Yep. actually mooi sien. Zo, laat ons eerlijk wezen, hij doet niks, want daar is nog niet zaad. Hier alleen nog zaad. Zo die eerste wiper, Ja. hè, rubber, En ja, hulle is sommer net af, is maklik om hulle te vervang as daar issues is. ja, hij draait die zaadjes naar die buitenkant toe. Hij heeft de andere hoek, hij draait die zaadjes nou weer naar die binnenkant toe. Hij heeft weer die hoek dat hij die zaadjes naar die buitenkant toe draait. Zo, hij krijgt 3 keer, mooi alsjeblieft gezegd, leed toch nog maar recht. Maar als hij niet wil in die gat pas, of kan in die gat pas, dan breekt hij niet af niet. En tata, hier het hulle van Monosem gesteel. Die ding het een venster. My magtig. Zo, je kan bij een plaatplanter nou zien hoeveel skips en dubbels heb je nog. En je hoeft niet te grauw niet. Je moet grauw. Maar je Maar hoeft jy niet kan te... al daarso sien, jy kan hom ten minste reg gestel kry daarso. Jij moest nou baie My hel. meer zien die venster, want die Zuid-Afrikaners grauw niet genoeg niet. Ja, maar die son is warm, dit is hoekom. Ja, jullie is vergeven. Nee, die aircon is lekker. Dit is maar seker hoe hy deurhardloop, nee. Ja. En dan sê gou vir my, het julle enige spesiale aanbiedinge en Ach, so Toepie. op Nampo? Jij wil een Dis 4 miljoen Nampo. wingmax vernieten. Daar's mos altyd 'n moet 'n special wees. Moet daar een special wees. Ja, zo ons het nou van Nampo laatst jaar zijn prijzen gehouden. Want die wisselkoers en een paar andere dingen het nou een nieuwe prijslijst vereist, maar ons heeft het uitgesteld. Ons weet goed, dit is nat in die land, ons weet goed, die mensen sukkelen om te oes. Zo, als je naar Nampo toe komt, krijg je nog laatst jaar zijn prijzen op een Monosem voor hierdie week. Uitstekend. Arend, Jy hou van dankie specials. baie. Ek like daai. Right, so dit is Arend hierso by Monosem op Nampo. As jy na toe kom, maak seker dat jy by hulle uitkom. As jy nie hier na toe kan kom nie, bel hom net. Ek is seker af van jy kan nog laas jaar se pryse kry, nê. Nee. So. Ja. Luister jy of, linkie bo vir onder, kom met hulle in kontak. Nampo 2025. Wat 'n lekker video. Tot volgende keer. Groete.